Jy luister na Amelie FM Kosfeer oor. Dit is Art Matthews met Impossible Machines. Ek sal Viljoen saam met jou 'n goeiemiddag ook en welkom hier so op Amelie FM. As jy so pas ingeskakel het, net betyds. In die ateljee saam met my John van iClicks. Lekker om vir jou hier te hê. Baie dankie, ek is baie bly om hier te wees. Ons gesels ons 'n bietjie van die lig af. 23 jaar eintlik waar dit begin het, waar iClicks die hele idee begin het eintlik. Julle is nou al eintlik 'n huishoudelike naam. Ek bedoel ek weet van iClicks, maar ek het nie besef dis in Bloemfontein begin nie. Ja, dit is ons geboortedorp. 2002, 2003 twee maatskappye met 'n droom en dit het maar gesmeld in 2007 offisieel het die saadjie geplant van iClicks en dan natuurlik al die SARS en al daai administratiewe dinge het gebeur in 2008. So ja, 'n lekker journey. Baie geluk. Dankie. Die ding is vir die besigheid om so lank te bestaan. Ek weet dis mos daai 5 jaar ding. As jy 5 jaar kan oorleef, dan het jy 'n soort van as jy dan 'n wins begin toon, dan is dit soos van great, maar 23 jaar later wys julle doen iets reg. As ons 'n bietjie kyk na iClicks, julle dienste, julle produkte, wat julle nou tans huidigelik het, dit help nou eens kyk wat in 2007 was nie, want ek dink nie ons gebruik meer helfte van daai tegnologie nie. Maar miskien van dit. Is dit. Alright, maar sê waar ons nou staan. Wat kry die ouens by julle? Kyk, van 'n iClicks perspektief, ons het dit maar stelselmatig uitgebrei. Want hierdie tegnologie wêreld waar ons in is, het, soos hulle sê, evolve. En saam met dit, as jy nie aanpasbaar is nie en jy begin nie ander dienste aanskaf en die gemaklikheid vir 'n kliënt gee om by een plek te stop en letterlik al hulle benodighede en wat hulle wil hê te gee nie, dan begin dit 'n bietjie moeilik raak. Kliënte is baie lief om met een maatskappy te werk wat vir hulle alle dienste gee. So ons het maar redelik baie uitgebrei van enigiets as jy besigheid begin, van 'n e-mail, van 'n website, verder ontwikkel om jou server te host, om jou backups te doen, om jou internet te verskaf, verskillende mediums, fisiese server vir jou te bou, of 'n rekenaar, of 'n laptop. Ons het letterlik uitgebrei om te sê, wat het jy nodig? En ons doen dit vir jou. So ons het regtig heavy ingedelf in die tegnologie spasie. En ek dink die een ding wat ons dryf is net daai passie vir tegnologie. En dat ons konstant besig is om research and development te doen. Die hele tyd. Dis belangrik. Ek bedoel, ek dink is met tegnologie wat ons ook so vinnig vir die lig af gepraat, wat so vinnig evolve en so vinnig verander. Ek bedoel, as jy kyk net die afgelope 10 jaar, hoe dinge soos jy nou gesê het, evolve het. Om op die voorfront te bly, moet jy seker nogal 'n redelike klomp spesialiste hê wat vir jou werk. Definitief. Kyk, ons het begin met 2 vennote, 4 vennote, en dis almal wat 'n passie het vir die industrie. En almal het hulle deel wat hulle doen in die besigheid. Maar 2020, COVID, die jaar van veranderinge, het digitale wêreld in hyperdrive ingeskop. Mense wat nou van die huis af moet werk, hulle het nou internet nodig, hulle het nou connectivity nodig, online meetings, alles begin nou van die huis af werk. En mense het regtig dan eintlik 'n hele ander persepsie van tegnologie gekry. Ja. Want nou is dit nie van ry by die werk en alles is nou papierwerk en alles is nou digitaal, moet geupload word, dit moet iewers gestoor word. Die mense kan van 'n sentrale plek werk, met hulle dokumente en daai tipe goed. En dit is waar ons regtig in die regte spasie was, om daai influx van mense wat nou 'n hele ander oplossing, wat hulle nooit gedink het so belangrik sou gewees het, het nou 'n ding geraak, waar
skole het nie regtig fasiliteite gehad om vir die leerders iets te gee nie, en dit is waar online content en remote videos en meetings en daai tipe goed het regtig begin ontwikkel tot op 'n punt waar jy kan nie eintlik sonder internet of tegnologie werk nie. Alles is nou digitaal. Ek wil as jy so praat oor hierdie goed, wil ek net die Amish gaan join. Ek wil terug gaan voor elektrisiteit toe nog. Ja, nee. Maar John, kom ons kyk bietjie vooruitsigte en planne vir die toekoms. Hoe lyk iClicks se dinge? Ons, soos ek sê, ons bly nie stil nie. Kyk, ons hoof fokus is diens. En ek dink dit is die dryfkrag agter basies alles wat ons doen. Ons is regtig passievol in wat ons doen, dis een deel. Maar om die diens te lewer aan 'n kliënt is vir ons die fokuspunt. Ons het nou 'n bietjie van 'n exciting ding wat nou begin vorm. Ons is besig met ons eie AI server wat ons eintlik aan mekaar sit om AI processing te doen vir ons interne goed, om goed te optimize, om dit beter te laat werk, om meer intuitive te wees. Jy weet, daai is wat jy nodig het. Ongelukkig as jy nie in daai spasie begin delf nie, dan gaan jy baie vinnig agterraak. So ons het nou maar die bootjie geklim en maar die geld maar neergesit, want dit is nie 'n goedkoop exercise soos hulle dit noem. En ons is eintlik einde van die maand gaan ons iClicks online shop gaan ons launch. So dit is 'n ding wat nou gaan gebeur vir Black Friday. So iClicks shop .co.za, dit is ons online shop wat jy nou tegnologie gaan koop. Natuurlik, daar gaan nie miljoene produkte wees nie, maar dit is 'n beginpunt. Ja. En ons fokus nou om ook dit vir kliënte te gee. So, Ja, groot dinge wat aan die gang is. So julle het julle gewone iClicks webwerf, is dit waar julle dienste dan nou meer geadverteer word en dan nou iClicks shop met al die fisiese hardeware en al daai tipe dinge. So dis maar dis wat 'n mens moet doen. Yes, ek wonder next thing. Hoe lank dink jy, hoe ver is ons weg van om persoonlike AI assistente vir onsself te skep? Want ek bedoel, as jy nou dink aan 'n webwerwe, jy moes eers mense kry wat kan code. Ja. Nou is dit so maklik, jy gaan op 'n website en poep, daar gaan jy en jy het 'n template en so voort. Ek bedoel, die AI op hierdie stadium is nou vir my die websites van 'n paar jaar terug. Oor 10, 20 jaar van nou af gaan jy gaan en vir jouself sê, hier is my behoeftes, hier is wat ek wil hê. Hoe ver is ons van so iets af, dink jy? Nou, net 'n spekulasie. Jy sal baie verbaas wees, ons is klaar in dit. Baie mense, ek gaan nie sê dis leigheid nie, maar daar's baie mense wat ChatGPT al vir jare gebruik. Ja. En ek sê altyd, AI het sy plek. AI is nog nie perfek nie en ek dink nie dit gaan ooit perfek wees nie. Dis iets wat nog ontwikkel en baie meer gaan ontwikkel. Maar as jy dit reg gebruik, as iets, kom ons sê, dis gereedskap. As jy dit reg gebruik, kan dit jou lewe baie makliker maak. En as jy dit net aanpas in die regte maniere, nie net glo wat hy doen nie, en wat hy sê nie, jy moet nog steeds jou personal touch bysit. Gaan navorsing 'n bietjie verder kyk. Want ons is nog mens. Ja. En ons moenie sê, well, let the AI en let the robots take over the world, okay? Dan begin ek 'n bietjie, asseblief, mense moet nog self 'n bietjie dink, maar gebruik die tools. Die tools is daar, net om die lewe makliker en vinniger te maak. Jy's reg. So, Jy moet net besef wanneer om neer te sit. Jy kan nie 'n hamer gebruik om 'n skroef in te draai nie. Ja. So. Ja. Hoorie so, John, ons tyd wat ongelukkig uitgehard het. Ek sou graag weer met jou wou gesels oor die singularity en of jy dink ons gaan ooit die Terminator toekoms beleef, maar maybe not. Maar hoorie so, baie dankie dat jy ingekom het. iClicks, baie exciting. Sterkte met julle ontwikkeling, julle eie AI en dan ook obviously met die shop. Ek hoop die dinge gaan goed vorentoe. Ja, nee, ons hoop vir die beste. Maar dankie vir jou tyd, hoor. Jy is ingeskakel hier op Milie FM, is kos vir jou ore. Dis 25 minute oor 3. Ek sal opleer saam met jou. Dit was John van iClicks gewees. So daai het jy dit nou. Splinter nuwe dinge op die horison. En onthou, as jy iets kort, bel hulle, vra. Hulle sal jou 10 teen 1 kan uithelp met die diens of dit wat ek al wat jy nodig het. Kom ons kyk in hierdie uur musiek ook wat voorlê. Hele klomp lekkere Suid-Afrikaans 80s, 90s. Ons harte predeer net hier op Milie FM.